Vandag praat ek oor 'n baie sensitiewe saak. Wanneer dit kom by ons ou volkie, ons Afrikaner volkie, veral in sekere geleedere, het hierdie ding al baie betleierery veroorsaak. Ek kan onthou as 'n jong man, was ek geleer gewees dat wanneer jy om 'n braaivleisvuur staan, dan praat jy nie politiek nie, en jy praat ook nie Bybel of kerk nie, want dit lei altyd tot 'n betleierery, en dit is absoluut so. Ons is 'n rooi bloed mense, wat ewig opstaan vir dit wat ons in glo, wat deel is van ons geloofstruktuur. En dit is so 'n mooi karaktereienskap vir my, maar partykeer word hy so verkeerd aangewend. En veral wanneer dit kom by hierdie tipe ding. Is nou al min of meer 'n dekade gelede, wat ek myself oorgegee het aan die Vader en gesê, Vader, asseblief, ek wil hierdie pad loop. En ek wil dit in waarheid loop. En so is ek gelei om te begin met die Hebreëse teks. Toe ek hierdie pad begin wandel, het ek nie 'n klou gehad wat is die betekenis van die Hebreëse teks nie. Ek kon nie eers die alfabet lees nie. Ek het voorbegin. Nou is ek op 'n punt waar ek Hebreëus kan lees en 'n basiese begrip het van die teks, en met analise kan ek sien wat die dieper vlak daarvan is. En Hebreëus as 'n struktuur bestaan uit Peshat, Remes, Darash en Sud. Dis 4 vlakke van Hebreëus wat jy kry, en die waarheid van die teks lê binne in dit. En deur hierdie periode wat ek die Hebreëse teks geanaliseer het, het ek soveel aspekte van die teks geleer en verstaan wat se diepte daar is in die woord wat God gee. En daar het ek geleer dat die waarde van die woorde lê juis in die Hebreëse teks. Maak nie saak dat dit vertaal is in die Griekse Septuagint, maak nie saak dat ons het vertaal uit Afrikaans, Engels, Duits nie. Die diepte van die saak bly, in die gewone tale kry jy hierdie letterlik figuurlik, maar wanneer jy die Hebreëus toe gaan, is dit hierdie diepte wat jy kry, waar jy diepte betekenis het. En in hierdie teks sê die Vader vir jou presies waaroor dinge gaan, en dan sal jy byvoorbeeld kry waar sekere woorde sekere betekenisse het, maar die teenstryd gebruik dieselfde woord, en die konteks bepaal dan waar jy by uitkom. En in hierdie proses van hierdie afgelope dekade is ek soveel keer gekonfronteer deur 'n denominasionele benadering, waar mense sê dat die ware Israeliete is nie die wat in Israel is nie, maar dat dit die volkie van Suid-Afrika is. En as jy nie verklaar dat jy 'n Israeliet is nie, dan kan jy nie in die koninkryk kom. Inteendeel was dit so dat ek eendag by 'n winkel was, of 'n plek waar ek materiaal aankoop in die dorp, waar iemand my voorgestel het aan hierdie ou, en hy het dit onopbonde aan my gestel, en hy het adamant geraak dat as ek nie daar en dan verklaar dat ek 'n Israeliet is nie, dat ek die koninkryk nie sal sien nie, en dit het amper op 'n konflik uitgeloop. 'n Paar jaar voor dit was ek hier naby ons by 'n ou se plaas, wat deelgeneem het aan die skryf van 'n Bybel, wat min of meer dieselfde benadering het. En ek gaan dit sê soos dit is, met die dag wat ek hom ontmoet het en met hom gepraat het oor dit, was my eerste vraag, hoe het julle die vertaling gedoen vanuit die Hebreëus uit na die Afrikaans toe? En die antwoorde het my geskok, dat nie een van hierdie ouens kon eers Hebreëus lees nie. Ek is gekonfronteer deur hierdie goed kort. So hier is die realiteit. Ek het so rukkie terug het ek 'n opname gemaak wat gaan oor Deuteronomium 23, wat gaan spesifiek oor wat die teks daar sê, waar die bewering gemaak word dat iemand wat swart is, of 'n vermenging tussen blank en swart, kan nie in die hemel kom nie. En as ek die Afrikaanse Bybel gaan lees, ons kyk na Deuteronomium 23, vers 2, hier in die Hebreëus, kry jy daai woord wat ek in rooi gemaak het, is mamzer. Nou die woord mamzer word in die Afrikaanse Bybel vertaal as baster.
In die Engelse Bybel word dit vertaal as bastard, en in die Hebreëus is dit mamzer. Nou bastard sonder twyfel, by implikasie, beteken dat dit iemand is wat vermengde bloed het van verskillende rasse. Die Engels in die ander deel sê dis 'n bastard, wat beteken dit is 'n buite-egtelike kind. Niks met ras uit te wy nie. En wanneer jy gaan kyk na mamzer, is die betekenis daarvan, dit is 'n kind wat gebore is uit 'n samekoms van 'n dienaar van die God van die Bybel en 'n dienaar van 'n afgod. Weer 'n keer niks met buite-egtelikheid uit te baai nie, en ook niks uit te baai met ras nie, maar alles te maak met 'n kind wat gebore is uit wat genoem word illegitimate verhouding, waar dit 'n gelowige en 'n nie-gelowige is. Niks met mekaar met ras uit te baai of niks nie. Maar so kry ek kort die konfrontasie dat die Israel, wat die sogenaamde uitverkore volk is, hulle self beroep op spesifiek twee profesieë wat hulle aanhaal om te sê dat hierdie profesieë spesifiek praat van Suid-Afrika en van die mense in Suid-Afrika en spesifiek hierdie Israeliete hier. En mense, ek wil julle moet vir my hoor. Ek het nie oordeel oor hulle nie. Hierdie is mense wat die Bybel vat wat hulle ken en dit so interpreteer en hulle beste doen om God na te volg soos wat dit hulle opinie is. Maar waar dit vir my 'n probleem raak, is wanneer jy ander goedsmoeds tot die hel verdoem, omdat jy nou kwansy so righteous is. So die twee profetiese boeke waarna gewoonlik verwys word is Micha, nommer 1, en die tweede een is Stefanja, of Sefanja. Micha is ek besig om 'n reeks uit te bring op YouTube, wat ek die hele Hebreëse teks analiseer en uitlê. En met die intrede van Micha, sien jy dat die profesie is geadresseer nie aan Suid-Afrika nie, maar is geadresseer aan nommer 1 Juda, en is gefokus op Ephraim, en is gefokus op Haaretz, die hele aarde. So die Micha-applikasie het te maak met alle lewende wesens op aarde. En ek is nog besig om dit uit te lê. Môre sal ek 10:1 hoofstuk 5 behandel. Maar 'n ander ding wat ek ook nie van hou nie, is hipokrasie. Is wanneer jy iets in 'n verdoemende konteks gebruik om iemand anders tot die hel te verdoem, terwyl jy self nie eers weet waar jou teks vanaf kom nie. En so kom ek vanoggend, het ek begin. Ek het die boek Nahum klaargemaak, eers Micha klaargemaak en toe Nahum het ek klaargemaak, en ek is nou besig met Sefanja, het ek vanmôre begin, en daar's 'n ding sommer in die eerste vers wat my so hard geslaan het dat ek amper gesnak het na my asem. Hoeveel keer is ek al deur hierdie manne gekonfronteer met Sefanja? En daarom, dit wat ek nou gaan sê en uithaal uit die teks uit, is nie om 'n punt te probeer bewys nie, maar om julle te noop om te kyk na die teks en te sê, is daar nie dalk 'n ander betekenis aan dit wat die Bybel vir my probeer sê nie? Is dit nie moontlik dat my benadering miskien nie heeltemal daar is nie? En alvorens ek dit openbaar, wil ek die volgende ding ook sê. Die Vader sê vir Daniël, in Daniël 12, hy sê, Daniël sê, hy is bleek, hy het geskrik, hierdie teks maak hom beangs, hy wil weet wat dit beteken, en die Vader sê vir hom, hierdie teks gaan geslote bly tot in, en die Vader gebruik 'n spesifieke woord in die Hebreëus, Agarita-Mim. In die Agarita-Mim sal hierdie dinge geopenbaar word, mense gaan soek vir kennis, en kennis gaan vermeerder, en daar is by my geen twyfel, dat ons in daai tyd lewe tans. En dat die Vader in daai tye sekere dinge sal openbaar om die waarheid uit te lig, en dit wat nie waar is nie te openbaar. En so kry ek vanmôre Sefanja 1. Daai woordjie wat ek in rooi het daar. Ben Kushi.
ben Cushi. Dit is die stamboom van Sefanja. Sefanja se pa se naam is Cushi. En in die Hebreëus sê hy, Sefanja ben Cushi, wat beteken, Sefanja is die seun van Cushi. En dat my ongelooflik hard geslaan. Want Cushi is gewoonlik, die bronwoord van dit is Cush, wat die Bybelnaam is vir Ethiopië. Nou Bybels gewys is daai tipe name gewoonlik gebruik om aan te dui waar die persoon vanaf kom of iets der voege tot sy wie hy is. En ek doen 'n konkordansie search en ek vind dat die naam Cushi word 2 keer gebruik. Elke keer om te dui op 'n persoon wat van Cush afkom. En as jy gaan kyk na die Strong's konkordansie se vertaling van die woord Cush, die applikasie van dit. Strong's is in Engels uitgelê en dit beteken his blackness. By implikasie beteken dit dan dat Sefanja, die spesifieke profeet op wie hulle steun om te sê dat dit gaan oor hierdie uitverkorenes van Israel, dan by hulle eie definisie relevant tot Deuteronomium 23:2 is 'n mamzer. Hy's 'n baster. Dis wat die teks sê. Dis nie wat ek sê nie. Wat dan iets openbaar dat dit oukei is om dan van 'n baster af 'n profesie te kry, maar dit in dieselfde asem oukei is om hom dan te verdoem as gevolg van sy ras. Mense, hier's iets wat heeltemal verkeerd is hier. Dis nie die realiteit is. En ek koppel weer 'n keer een van hierdie konfrontasies wat ek gehad het van daai kant af, waar ou eendag vir my gesê het, man, weet jy wat, die rede hoekom hulle nie in die hemel kan kom nie, is hy het nie 'n kroontjie waar deur die Heilige Gees kan ingaan in hom nie. Ek is baie jammer vir jou, boet. Jy is besig met afgoderry. Dis die realiteit daarvan. Want jy sien, die God van die Bybel, die werklike God van die Bybel, gebruik niks fisies om mense tot redding te bring nie. Dis 'n geestelike proses, dis 'n geestelike ding, daai gees, dis hoekom die Heilige Gees betrokke is. En die Heilige Gees van die God wat ek dien, het nie 'n kroontjie nodig om tot jou in te keer nie. Die God van die Bybel sê vir jou, in elke deel van enige profesie, selfs Openbaring wat 'n profesie is, sê hy, en die mense wat voor die Vader, voor die troon staan, is van elke volk, elke taal, elke nasie. Wanneer gaan ons God vat by sy woord? Wanneer gaan ons op die punt kom om die woord te vat soos wat hy is en ophou om dit te verdraai en te verwring, om iets te sê wat ons graag wil hê dit moet sê? Dit slaan my verstom dat mense hulle eie siele en die siele van ander mense op die spel sit, omdat hy graag wil hê die teks moet dit sê. Ek verstaan, absoluut, daar's kulturele verskille. Die Vader maak voorsiening vir dit, as jy net teruggaan in die teks, 2 Hebreëse woorde, kilayim en shaatnes. En hy gebruik die beeldspraak van 'n os en 'n esel wat nie op dieselfde juk mag trek nie. Hierdie ding ontstig my tot in die diepste van my wese. Dat mense ander mense mislei. Dis niks anders as dit nie. Jy bring dwaling as gevolg van waninterpretasie van die teks. En jy verkondig dit as die woord van God. Wat noem God dit? Afgoderry. Daar's geen ander interpretasie vir dit nie. Hy sê die oomblik as jy verander aan my Shem, aan my naam, en sy naam is nie Yahweh of Jehovah of Yahuwah, en ek het vandag weer 'n ander verdraaide ene gehoor. Dis nie wat Shem beteken nie.
Shem beteken is wanneer jy begin tinker en verander aan die karakter van God. Dan is jy besig met afgoderry, want jy skep 'n God, wat nie die een is wat hy vir jou in die Bybel gee nie. Jy kan maar ontsteld raak met my, jy kan kwaad word vir my, jy kan my haat, jy kan doen net wat jy wil. Dis wat die God van die Bybel sê. En hierdie selfde profesie wat jy so opdruk, gaan kyk wat sê daai profesie presies oor dit wat ek aanspreek. Hierdie verandering aan die identiteit van God en dit wat hy sê. In dieselfde profesie wat jy so gemaklik aanhaal om te sê dat hierdie God sê. In daai selfde profesie verdoem hy jou. En jy het nie 'n verskoning nie. Daar is soveel bronne wat verniet is, gratis is, wat jy kan gebruik om die teks te analiseer en te gaan sien wat sê die Hebreëse teks. Maar nee, dis makliker om ander te verdoem om myself righteous te probeer verklaar sodat ek kwansys in die hemel kan kom. My vriend, daar wag 'n surprise op jou. En deur dit sê ek nie dat ek righteous is nie. Maar die verskil tussen my en jou is, jy het reeds bepaal dat jy righteous is en jy oordeel mense asof hulle unrighteous is. Waar ek so drang het, daarna om geregtig te kan staan voor my God, in die waarheid, dat ek bereid is om te sê ek is verkeerd partykeer en baie keer. En indien jy my verkeerd bewys, deur dit wat jy uit die woord uithaal, vanuit die oorspronklike bronteks uit, anytime, sal ek vir jou sê jammer, en tot my God pleit vir vergifnis. As hierdie die tipe doktrine is waarin jy besig is dit die tipe ding is waarmee jy besig is, bid ek bid nie dat jy begin glo wat ek glo nie. Ek bid dat jy jouself tot stilstand sal bring. 'n Besluit sal maak om na die werklike bedoeling van die teks toe te gaan en te gaan soek. En jy sal dit kry. En dan, dit wat God sê, hy noem dit, die Hebreëse woord is teshuva, om terug te draai na hom toe. Met dit wat hy jou gee. En dit vir mense te verkondig, en jy sal vind dat dit wat die groter deel van Christendom verkondig, 'n God van liefde, die waarheid is. Maar dat die teendeel van dit ook waar is, dat hierdie 'n God is wat nie 'n toleransie het vir valsheid nie. Dat hy nie 'n toleransie het vir iemand wat iemand anders verdoem, terwyl hy self aan die verkeerde kant staan nie. Dat inteendeel, hierdie God nie een keer vir enige van ons die mag gegee het, die reg gegee het, om enigiemand anders te verdoem tot die hel nie. Hy het gesê, gaan wees getuies. Wees disippels. Gaan vertel vir die mense die liefdegawe wat God gegee het met Messias. Maar nee, blykbaar moet ons mense verdoem. Ek persoonlik stel nie belang om my game te speel nie, so ek gaan nie eers vir jou sê jy is tot die hel verdoem nie, want jy is nie. Wat ek wel vir jou kan sê, as jy op hierdie pad bly, is dit waar jy gaan eindig. Maar gelukkig dien ons 'n God van genade, 'n God wat vir jou die kans gee om tot inkeer te kom, om te sien wat aangaan en te sê, wow, kom ek draai terug. Dis die hele boodskap van die evangelie. Draai terug. Genadiglik dien ons daardie God. So my aanbeveling is, gaan download die eSword app, gaan kyk wat sê die teks, gaan op Google in of wherever en gaan soek die Blue Letter Bible, waarop jy kan ingaan, en jy kan elke woord vir woord van die teks, kan jy die skrif oopmaak, en hy gee dit vir jou in Hebreëus, en hy breek dit dan nou nog verder vir jou af om te sê wat is die betekenis van daai teks, en dit is gekoppel op al die konkordansies, spesifiek ook op die Strongs, sodat daar geen verskoning is dat jy nie weet wat die teks werklik sê nie. Nie almal
Nie almal het die tyd om te doen wat ek gedoen het, om die Hebreëus so diep te leer lees en te analiseer nie. Maar daar is nie 'n verskoning nie. Daar is soveel hulpbronne. Asseblief, gaan kyk daarna, gaan soek daarna. Jy sal die waarheid vind. Ek bid dat almal die waarheid sal sien en dat God, hy het in die skepingsverhaal die ding gesê, en ek sluit af met hierdie gedagte, hy het in die skepingsverhaal gesê, hy het die diere gemaak, hy het gesien, dis goed. Hy het die bome gemaak, hy het gesien, dis goed. Elke ding wat hy gemaak het, het hy gesien, dis goed, en hy het die mens gemaak, en hy het gesien, dis goed. Hoe durf ek en jy kom en sê dat dit nie goed is nie? As selfs hierdie beweging wat sê dat die swart mense is gemaak deur Satan, waar in jou lewe gee jy 'n wese wat nooit daai magtigheid van God af ontvang nie, jy gee dit vir hom? Waar in jou lewe? Kom ons almal soek die God van die Bybel. Die ene wat vir ons vertel wat die waarheid is. Waarin nie net vir ons vertel word hoe genadig hy met ons gaan wees nie. Maar ongelukkig, vir die wat nie gaan teshuva nie, die uitkoms wat hulle gaan hê. Ek bid julle sterkte toe. Geseënde dag.